is 'n tyd in die kerkjaar waar ons bietjie tyd vir onsself neem en rustig raak en bietjie dink en reflekteer oor die betekenis van Jesus se menswording. Die karakters van die Kersverhaal help ons veral om nie te dink oor Jesus se menswording. Dit wat ons in Herodes raak sien, is nie dinge wat ons graag oor onsself wil bely as waar nie, maar tog is daar iets van Herodes wat tot 'n meerdere of 'n mindere mate in elkeen van ons ook voorkom. Herodes se naam sal vir altyd verbind wees aan sy vreesgedrewe reaksie op die nuus van Jesus se geboorte. Matteus 2 vers 3 beskryf Herodes se reaksie as volg: Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Die aankondiging van die Messias, 'n gebeurtenis wat hoop en vreugde moes bring, het in plaas daarvan 'n skadu van vrees oor Herodes se hart gegooi. Alhoewel ewig ontstel na alle waarskynlikheid na meer emosies as net vrees verwys, is dit duidelik dat Herodes se besluite en reaksies op die nuus van Jesus gedryf word deur 'n eksistensiële vrees dat hy, wat Herodes is, sy troon sou moes prysgee. Hierdie vrees het hom verblind tot die wonderwerk dat God mens geword het. In teenstelling met die vrese wat in Herodes gewoed het, is die verhaal van Kersfees deurweef met die oproep tot kalmte en vertroue. Toe die engel aan Maria verskyn het, het hy gesê: Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Ons hoor hierdie ego van moenie vrees nie, toe die engel aan die herders in die veld verskyn het, waar die engel gesê het: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding en groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Hierdie boodskap van hoop en gerusstelling het keer op keer weer galm, soos 'n ego tot in vandag se tyd. Maar Herodes het hierdie uitnodiging heeltemal misgeloop. Herodes se vrees was diep gewortel in sy eie onsekerhede. Hy was bevrees dat sy politieke posisie bedreig sou word, dat sy mag ontneem kon word, dat hy beheer oor sy lewe en koninkryk sou verloor. En hierdie vrees het hom weerhou daarvan om die goeie nuus van Jesus se geboorte te omhels en om God se plan nie net vir hom nie, maar vir die hele wêreld te erken. Herodes is ingesluk in daardie oomblik deur sy vrese. En wanneer vrese mense lewe oorheers, dan raak dit moeilik om God se teenwoordigheid en sy beloftes raak te sien. Dit waaroor Kersfees gaan, dat God hier is, dat hy alles wat die profete van gepraat het kom beliggaam het, dat ons dit mis. Vir Herodes was sy vrees so oorweldigend, dat hy nie net Jesus as 'n bedreiging gesien het nie, maar ook alle kinders. En ons weet wat daarna gebeur het, dat sy vrese hom in gevangenskap van paranoia en wantroue geplaas het. En dat hy tragiese besluite gemaak het, wrede besluite. Alles wys vir ons hoe vrees 'n mens se hart nie net blind maak nie, maar eintlik teenoor God kan verhard. In plaas daarvan, om na Jesus as die prins van vrede uit te reik, het Herodes vrede in sy eie lewe vernietig. Vrees kan dit partymal doen, dat ons onrealisties en uit ons karakter uit optree, en dat ons eintlik, alhoewel ons vrede begeer, vrede in ons lewe vernietig. Maar God daag op in die konteks van jou vrese. En Jesus openbaar God homself as God met ons. God met ons in ons vrese. Jesus daag op in Herodes se midde, te midde van die vrese wat hom so dryf.
En Jesus bied vir hom vrede in die gesig van vrees aan. Vrees hoef nie die laaste sê te hê nie. Jesus se liefde verdryf vrees, so sê Johannes 4 vers 18. En in sy teenwoordigheid bring hy vrede wat alle verstand te bowe gaan, volgens Filippense 4 vers 7. Herodes het hierdie vrede gemis, omdat hy gekies het om sy vrese te voed, eerder as om hulle aan God oor te gee. Hy het sy eie pogings om beheer te behou, bo God se beloftes verkies. In hierdie Kersfees word ons genooi om anders te kies. Wanneer ons na Herodes kyk, word ons herinner aan hoe vrees ons regtig dom en afbreekende goed kan laat doen. En sê, ons kompulsiewe bekommernisse kan ons blind maak vir die feit dat God by ons is. Ons konstante angs kan ons doof maak vir sy beloftes en dat ons lewe veilig in sy hande is. Kersfees herinner ons dat God by ons in die konteks van ons vrese is. Kom ons bid en nooi God in, God by ons, ook in ons vrese in. Kom ons sluit die oë. Ag Here, dankie dat ons mag praat oor wat ons bekommer en bang maak, en dat ons vrede kan vind by die feit dat U in daardie vrese met ons is. Mag ons U in ons vrese vertrou. Amen.